Julle nou weer te laat herinner, onthou julle, ek het laas gesê, daar is verskillende theorieën oor dit. Die een theorie is, dit was 3 skrywers gewees, 3 verskillende persone, want een ou kan toch nou nie oor 'n tydperk van 170 jaar gepraat het nie, so hy kon dit nou nie geleef het nie, so dit was die boek van Jesaja, die eerste gedeelte 1 tot 39, en dan dalk bietjie gepraat het oor die tweede ene, maar dan die tweede en die derde verskillende skrywers was. Daar was 'n tydperk toe dit selfs in 3 boeke verdeel was. Ons noem dit Proto-Jesaja, Deutero-Jesaja en Trito-Jesaja of derde Jesaja. Die nuutste ontwikkeling onder kommentators is om te sê, dis nie noodwendig, wag, voor ek daarby uitkom. So die een groep is dat daar 3 skrywers is, die volgende groep is dat daar 1 skrywer was, maar dat dit deur redaktors bymekaar gemaak is en bietjie verander is en gewysig is. Daarmee saam, onthou nou dat meeste van die Nuwe Ou Testamentse boeke geskryf is in die ballingskap tydperk, né? Want alles is verwoes in 589 voor Christus. Toe Babel, Nebukadnesar Jerusalem platgevee het, moet ons aanvaar dat meeste van die boekrol is ook verdwyn. Nou, as dit behou gebly het, wonderlik, maar as ons kyk na die taal byvoorbeeld van Genesis, dan is dit taal van die Babyloniese tydperk. So die aanname is dat meeste van die boeke nie meer bestaan het nie en dat hulle dit herskryf het uit geheue en uit verhale uit. Want hulle het in elk geval vir eeue lank was die verhale in elk geval oorvertel gewees in Israel. So baie van dit wat ons vandag het as geskrifte, fragmente wat ontdek is, veral uit die Makabeergrotte uit, is goed wat geskryf is in die ballingskap tydperk. En die vermoede is dat die profete en priesters in Babel, die 70 jaar in Babel, het hulle die goed opgeteken om weer vir Israel te herinner dat God is inderdaad nog julle God. So dis nou nog 'n bril om daarna te kyk. Nou, as jy dink dat Genesis geskryf is 2000, 4000 jaar gelede, is dit anders as om te dink dat hy geskryf is 589 voor Christus. Jy weet so, die aardsvader tydperk is 1200 voor Christus. So daar's 'n hele 700 jaar wat ons 'n verskil in het, nee, wat hulle so hoe sou Genesis verskil het wat daar geskryf is teenoor daai ene? Dis nie dat God se woord nou nie meer God se woord is nie, dis God se woord, dis hoe dit by ons aan ons oorgedra is en die Jode aanvaar reg deur die geskiedenis dat die Ou Testament soos ons hom het vandag is die woord van God. Dit is wat ons het en dit is wat oorgebly het. Al is dit dan nou oorgedra van geslag tot geslag. Maar dit al op sigself verander ook al klaar weer vir jou die hele taal en die hele manier van daarna te kyk. So, in plaas van 3 skrywers, is die volgende opinie om te sê, is 1 skrywer met verskillende redaktore, en dat het by mekaar gesit is en oorgeskryf is. Die nuutste kommentaar, die nuutste bevindinge van meeste van die kommentaar is om te sê, hoekom moet ons dit in 3 persone deel? Ons hoef nie. As dit die Here is wat aan jou 'n woord openbaar, dan kan hy mos maar vir jou openbaar oor wat 150 jaar later gaan gebeur, of oor 'n langer tydperk. Trouwens, ons weet dat daar baie van die profeseë is wat nou eintlik al na Jesus toe verwys, né? So dit is sommer nog 500 jaar vorentoe. So net omdat dit oor 'n langer tydperk se periode gaan, beteken nie noodwendig dat dit nie een persoon mag wees nie. En dat ons vandag vir mekaar kan sê, dis waarskynlik een ou en dat hy net die woord van die Here so gekry het dat hy verder kon praat as net oor hierdie tydperk waarin ons nou is. Maar hoe dit ook al sê, dit maak nie regtig saak of dit een of die ander een aanvaar nie, dit bly God se woord, want dis die woord van God wat oorgedra is en behou gebly is en by ons beland het deur die bewaring van die geskrifte soos wat dit ook in die Ou Testament plaasvind. So, want dit is net om te help om daai konteks te gee. Dan die eerste ene is dan nou baie kritiek teen Israel vir hulle onreg en hulle verkeerde dade en verkeerde lewe. En dan in 40, julle het nou, die wat dit nou gelees het, nee, hoofstuk 40. Die uitkoms is hier, dis net so totaal ander toon, vibe, wat mens kry as jy dit lees. En dis dan nou, so sien nou in jou geestesoog, voor die tyd, Israel wat worstel met al hierdie volkere en verdra aangaan en te kere gaan en trouwens, ek het net myself gedink terwyl ek het gelees het, niks het verander in die wêreld nie, né?
Kyk, ons gaan verdra aan met BRICS en met Amerika, en dan is Amerika kwaad vir Rusland, en dan weet ons nog nie regtig waar staan ons nie, en dan wil ons nog nie te veel kwaad maak nie, en ons nie, niks het verander nie, nee, dieselfde daar. Dan is die koning besig om 'n verdrag aan te gaan met Nebukadneser, want Assirië is besig om te neil hier in hierdie kant, dan is hy besig daar met Peka en Resen in Egipte, en dan is dit weer een van hierdie ander, en dan kom Egipte en begin hom aanval, dan is hy weer hardloop hy weer na Assirië toe, en so gaan dit 'n kere, en wat die Jesaja vir hom sê is, maar gaan na die Here toe, en Jeremia sê dit ook vir hulle, kom na die Here toe, maar nee, is hierdie verdrag aan alles. En dan uiteindelik dan nou wat hulle in ballingskap gaan. So die tweede ene is dan hierdie herstelde verbondsvolk. So daar is hulle besig met al hierdie wêreldpolitiek en probeer verdra te aangaan en hulle self te beskerm. En derentyd word die profete vir hulle gesê, julle kan maak wat julle wil, maar die Here het al klaar besluit dat julle in ballingskap sal gaan. Toe gaan hulle in ballingskap, daar sit hulle troosteloos in 'n totale depressie, want hulle God het hulle verlaat. Trouwens is hy inderdaad die ware God. Hulle het nou selfs daaroor begin twyfel. En dan kom hierdie troos deur van ek is nog steeds julle God. Ek het julle naam in my handpalms gegraveer. Ek weet nie of julle dit raak gelees het nie, maar al hierdie ongelooflike troos en boodskappe van God wat jy baie duidelik kan sien, die toon het verander van 40 na 55 toe. Dan in 56 tot 65. Nou daar het ek iets nou opgemerk en dis my altyd amazing oor hoe jy, dis nie die eerste keer dat ek Jesaja lees nie, maar dis my elke keer lees, tel ek iets nuuts op, né? Dis elke keer is daar 'n nuwe ding wat my opkom. Wat ek hierdie keer raak gelees het vir die eerste keer, is nie net die toonverandering tussen elkeen van die 3 boeke nie, maar dat die 56 tot 65 my amper eskatologies begin raak het. Net eskatologie, julle onthou dit nou, dis nou die wederkoms, né? Wanneer Jesus nou weer terugkom. Die eschaton, die einde van die tye. En onthou julle toe ons oor Jesaja, toe ons oor Johannes gepraat het ek vir julle gesê, die drie evangelies praat van Jesus se koms, as die koninkryk van God wat naby gekom het, en dan oor die tweede koms, dan die profetiese uitsprake van Jesus, veral van Matteus 25 tot die einde toe, tot 28, van wanneer hy weer sal kom, en julle weet nie van die tye wanneer hy weer sal kom nie, en dis nie vir julle bedoel, en al daai goeders nie. Maar onthou julle toe het ek gesê, Johannes, wat die laaste ene is van die klomp synoptiese evangelies, wat skryf hier net voor die draai van die eeu, praat van 'n gerealiseerde eskatologie. Nou die implikasie daarvan is, ek het ook nou nie bietjie water vir jou nie, maar die implikasie daarvan is nogal interessant, né? Want so Johannes, omdat hy die laaste ene is daar nou baie jare van interpretasie. Jy weet, as Markus skryf in 50 en Johannes skryf in 95, het al 40 jaar se rethink, né, van wat het gebeur daar in 30 toe Jesus dood is, en wat het hy gesê, en wat is die implikasies daarvan. So, die eerste 3 evangeliste skryf oor wat hulle ervaar het, en wat hulle gesien het, en oor die wederkoms wat gaan plaasvind. Johannes, wat nou al 40 jaar verder gedink het oor dit, en beleef het, en skryf oor 'n gerealiseerde eskatologie, en wat dit in praktyk beteken is die volgende. Ons glo, en baie van ons het groot geword met die gedagte dat hierdie wêreld is eintlik aan die verbygaan, is eintlik 'n stuk gemors. Ons moet nou maar net kom tot bekering so gou as wat jy kan, sodat jy die ewige lewe kan hê en eendag in die hemel kan wees. So hierdie 80 jaar hier, ons dink nie eintlik hieroor nie, ons worry nie hieroor nie, ons worstel maar voort, maar want dit gaan vir ons net oor daai, the pie in the sky when I die. Dit gaan nou net vir ons oor daai ding. Die probleem daarmee, en weer eens, die Amerikaanse teologie is eintlik die skuldigste daaraan. Die probleem daarmee is dat jy hierdie aarde verwoes, en nie dink dat dit belangrik genoeg is om hier iets te doen. En dit beteken, en as jy vir baie mense vra, het die koninkryk van God al gekom of nie, dan gaan hulle vir jou sê, nee, hy het nog nie gekom nie, hy kom wanneer hy weer kom. Dis nie waar nie, né? Die koninkryk van God het gekom. Jesus sê, die koninkryk van God het naby gekom. Hier is ek, hier staan ek in persoon hier by julle. So die koninkryk van God het gearriveer met Jesus se koms. Nou die grootste beswaar daarteen is dat mense sê, Jesus, maar kyk hoe lyk die wêreld, dit lyk nie asof dit eintlik die koninkryk van God is nie. Maar 2 argumente daarteen. Nommer 1, die koninkryk van God het nog nie finaal gekom nie.
maar dit beteken nie dat hy gekom het nie. As ek 'n rugby-wedstryd speel en die wedstryd het begin en dit is halftyd, dan kan ek nie sê die wedstryd nog nie begin nie. Maar hy is nog nie klaar nie, maar hy is nog nie begin nie. So daar's tog 'n baie duidelike verskil in die tydperk. Maar die tweede grootste beswaar of antwoord wat ons kan gee op sulke besware is om te sê, die wêreld is inderdaad 'n baie beter plek as wat dit 2000 jaar gelede was. Al lyk dit nog steeds so wat dit lyk, en al is daar nog steeds oorloë en gate in die pad, in die water nie. As ek stink, dan moet julle my nou vergewe, want ek kon nie vanoggend bad nie hoor, niemand van ons kon gebad het nie, maar so ons almal so, maar ja, so, dat daar nog nie water is nie, dit is inderdaad so, maar ons is nie meer daar nie. Daar waar vrouens nie regte gehad het nie, daar waar vir hulle Jesus, waar mense gekruisig is as hulle oortree het, en waar hulle jou geslaan het met 'n kats wat stukke vel uit jou lewe uitgegryp het. So die wêreld het 'n baie beter plek geraak, op baie ander gebiede. Dis die Christene wat skole begin het. Dis die Christene wat vroueregte en kinderregte bevorder het. Dis die Christene wat slawerny afgeskaf het. Dis die Christene wat hospitale gestig het. So ja, die koninkryk van God het gekom. Christene het 'n reuse verskil al in hierdie wêreld gemaak. Nie klaar nie, dit is so, maar ons moet asseblief nie dink die koninkryk van God kom eendag wanneer hy weer kom nie. Dan word hy net voleindig. Die Engelse woord het ons mos nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, consummate. Die consummation sal plaasvind. Dis die Afrikaanse vertaling is volleinding, maar volleinding klink net nie so goed soos consummation nie. So die einde sal plaasvind. Die volheid daarvan sal plaasvind as Jesus weer kom. Nou, hoekom ek nou hierdie lang storie vir julle sê, is oor dit nou. As die eerste ouens praat van die eerste koms, en dan die tweede koms, is wanneer hy weer kom. Terwyl Johannes sê, die eerste koms was Jesus se lewe tot hy dood is, die tweede koms is Handelinge. Is 'n gerealiseerde eskatologie. Dis 'n reeds gekome koninkryk van God, wat nou net vol loop tot hy vol sal word. Ek dink net wat 'n verskil maak het in wat ons oor hoe ons dink oor die aarde. As jy dink as jy in die eerste geval dink, dan beteken dit hierdie aarde gaan verwoes word en verander word en ons gaan almal weggevoer word iewers heen. As jy praat van 'n gerealiseerde eskatologie, dan beteken dit dat hierdie aarde is reeds die koninkryk van God wat ek moet nuut maak. Dan word my tuinbouaktiwiteit word 'n koninkryk van God aktiwiteit. Dan word my herskeppende werk waarin ek in die natuur werk, word dan eintlik Genesis 2, die skepingsverhaal se volleinding. Julle sien hoe groot verskil maak dit oor hoe dink ek daaroor, né? So, en dit is wat ek daar raak gelees het. Ek het in 56 tot 66 hierdie keer, tot 65, baie meer iets gelees van, dit is mos 66, daar is 'n fout. Ek wou nou net sê, daar is 'n fout. Ek het baie meer hierdie keer raak gelees van iets van verder as net die ballingskap en naballingskap. Wat by my die vraag ontstaan het, ek wonder hoe hulle dit gelees. En wat sou hulle gedink het daaroor? Ek weet nie of julle dit raak gelees het nie, maar iewers staan daar oor bietjie meer as 'n jaar. Het julle dit raak gelees? Oor bietjie meer as 'n jaar gaan iets gebeur. Nou wonder ek myself, het hulle nou letterlik gedink in ons jaarterme en het dit toe gebeur? So, ag ek sal dit nou kry, maar dis 'n paar goed wat vir my daar opgeval het. Wat interessant is, maar nou net om vir julle as inleiding dan te sê, ek het baie meer van hierdie verdere eskatologiese visie in daai laaste 10 hoofstukke gesien as wat ek in die verlede gelees het. So dit was nou nogal vir my goed. Maar kom ons blaai so 'n bietjie deur van hoofstuk 1 af en as die van julle wat dit wel gelees het, sê vir my wat jou opgeval het. Ek gaan met julle deel wat vir my opgeval het. Hoofstuk 1, ek net gou my prentjie kry, op julle agterste blaadjie, ja, die heel agterste bladsy 4, is bo aan die indeling. En soos wat ons nou daar deur gaan, kyk 'n bietjie na hoe dit uitspeel, hoor. Jesaja 1 tot 39 is mos nou die voorballingskap, die proto-Jesaja, maar selfs hy word ingedeel in 1 tot 12 oordeel oor Israel, 13 tot 23 oordeel oor die volke in Jerusalem, 24 tot 35 verwoesting en hoop, en 36 tot 39 verlossing van Jerusalem. Dis die ander ding wat my opgeval het ook.
is die, as jy hom nou so in een stuk lees, né, dan is dit nou soos Minnie gesê, dis hierdie oordeel en slegtenis en dit is allerhande slegte goed. Maar dis asof jy van 36 af al klaar hoor, hier is 'n ander, hier kom iets anders te deur. Dis asof die genade en die uitkoms en die vooruitsig beter lyk na die toekoms as wat 1 tot 35 was. So ek weet nie of julle dit raak gesien het nie, maar daar was al klaar 'n bietjie van 'n anderste toon. Maar kom ons stap gou deur. So hoofstuk 1 is die bekende vers 18 wat julle seker ken. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlaken rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. So hier kry die profeet sy roeping en hy sê wat hy van die Here afkry en hy sê ag julle, kom ons die Here wil graag hê dat die dinge moet reg word en reg kom tussen ons en julle. En dan vanaf vers 2 af is dit dan nou wil ek amper sê die oordeel. Vers 2 wat dan nou kom en sê die trotse gaan verneder word. Julle wat so op julle self staat maak, gaan dit nie dit bly maak nie. Maar selfs daar al begin jy al ietsie raak lees van ook Openbaring. Waar het ek dit gekry? Ek dink daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Julle weet in Openbaring 21, né? Die stad sal uiteindelik die stad wees waarin al die volkere dit sal kry. So daar's al klaar. En weer eens, onthou die Nuwe Testamentiese skrywers het Jesaja baie goed geken, hè? Die boekrol van Jesaja was waarskynlik die mees bekendste en mees gebruikste teks ook, en ek het vir julle daai verwysings ook gegee. Die meeste verwysings in die Nuwe Testament kom uit die Ou Testament, uit Jesaja uit. So daai skrywers het Jesaja baie goed geken. Toe Jesus in die tempel ook die boekrol kry om te lees, is dit ook Jesaja. So as jy nou dink, hier skryf Johannes nou vir Openbaring, né, hoe hierdie beelde van Jesaja wat by hom opgekom het, waarskynlik, en ons gaan 'n paar keer dit raak lees, soos wat jy deur die boek lees, hoe dit by hom opkom wanneer hy daaroor skryf. So 2 en 3 is dan nou, begin jy nou al hoor, dinge is nie lekker nie, en die hoogmoedige sal verneder word, en Juda gaan in duie gestort word, ensovoorts, en dan kry jy by hoofstuk 3, is dit nou, gaan hy voor daarmee, vers 16, verder die Here gesê, omdat die vrouens van Sion hoogmoedig is, en kop in die lug rondloop, terwyl hulle oogies maak, wegstap met trippelgang, en hulle enkel ringe laat rinkel, sal ek die Here hulle hare afskeer. Ja, die Here sal hulle koppe kaal skeer. Op die dag sal die Here die versiersels wegneem, enkelringe, sonnetjies en maantjies, oorbelletjies en armbande, sluiers en hoofdtooisels, voetkettingkies, versierde gordels, reukwater en gelukbringetjies, ringe en neusringe, feesklere, mantels en tjalies, handsakkies en spieeltjies, spogrokkies, kopdoekies en skouermanteltjies. Nou, en dan, in plaas van reukwater sal daar stank wees, dis nou nie omdat daar nie water is nie, maar ja. maar wat vir my nou net, wat vir my sommer net weer verstommend was, is hier sit ons in 2023, en hier praat hy van 2500 jaar gelede, en dit is so bekend, ne? Dis wat ons doen, dis wat ons het, en dan, ek onthou daar was 'n tyd wat daar 'n kerkgroep was wat gesê het, wat hulle vrouens mag nie hierdie goed doen nie. Ek het ook 'n vriend gehad wat getroud is met 'n vrou wat gesê het sy mag niks van daai goed hê nie. Nou dis nou weer eens om die Ou Testament dan letterlik op te neem en nie te verstaan dat daar kontekstuele goed is wat jy moet raak lees nie. Dit gaan nie hier oor die vrouens se versiersels nie, dit gaan oor die beeld van hoe hy Israel gaan kaalskeer oor hulle onreg wat hulle pleeg. En dan vers 4, die Here sal die inwoners van hoofstuk 4 vers 4 van Sion reinig van hulle wandade en hulle bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef verwyder deur die Gees wat oordeel en verteer. Dan in 5 kry ons die wingerd van die Here, dis ook 'n bekende gedeelte. Ek wil sing oor hom wat ek lief het, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd, ook 'n bietjie hooglied wat daar uitkom, né? Dis die mooiste van Jesaja daai, vers 1 tot 4. Ja, dit is baie mooi, né? Die tragieste. Ja, hy het die grond opgespit en die klippe verwyder,
Dis baie mooi daai. Ek het dit ook toe ek het gelees het, daai hele wingerd gedeelte is baie mooi. Maar kyk bietjie daar by vers 8 van hoofstuk 5. Nou, dis vers 4. Wat kan ek tog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat die suurdruiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? Ja, ja, dit is so, né? Ja, die Here wat ek het alles gedoen wat daar te doen kon wees, en julle het nie gedoen wat julle moes nie. Maar kyk vers 8 ook. Ellende wag vir julle wat die huis na huis inpalm, die een plaas na die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie, en net julle grondeienaars in die land is. Ek het die Here, die Almagtige, eed hoorneem. Die baie huise, so groot en mooi, sal murasies word, sonder bewoners, en dit het gebeur, ne? 'n wingerd waaraan 10 dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer. Maar waaroor gaan dit? Oor die onreg. En dis die ander punt, en ons gaan dit 'n paar keer raak lees in Jesaja. Is onreg, en dis hoekom ek hierdie naïewe geloof het dat die ANC gaan val. Nie noodwendig hierdie jaar nie, maar dalk selfs hierdie jaar, maar hulle gaan val, want God laat nie onreg vir altyd gedei nie. Dit het 30 jaar vir die apartheidsregering gevat om te val, want daar was onreg. Reg of verkeerd nou wat ook al gebeur het, maar daar was onreg. En dit geld vir die volgende, en dit geld vir voor die apartheid was dit die Engelse, hulle het geval, want daar was onreg. Maar hierdie groot tema van as daar onreg is, waar daar onreg is God nie tevrede nie. Dis nie sy wens vir die wêreld hoe die wêreld moet opereer nie, is dat daar onreg moet wees nie. En kom ons vergeet nou maar net van polities daaroor, né? Maar kyk net na die onreg wat daar in ons huidige lewe plaasvind, né? Die groot skeiding tussen rykdom en armoede, maak nie saak wat die redes daarvoor is nie, maar dat daar strukture is wat hierdie onreg in stand hou, moet ons nie blind voor wees nie, en ons is nogal blind daarvoor. Dit verstom my altyd hoe ons baie maklik die onreg teen onsself raak sien, maar ons is baie moeilik sien ons die onreg waaraan ons dalk struktureel of onwetend deelneem ook aan ander. Die onreg wat teenoor ons gepleeg word, die onreg wat reg oor die wêreld gepleeg word, op verskillende vlakke en op verskillende maniere, ekonomies, polities, maatskaplik, die onreg teenoor kinders en vroue in baie wêrelddele. En julle gaan dit 'n paar keer, die wat nou Jesaja gelees het, dit kom 'n paar keer voor. Ek het sommer net 'n paar van hulle neergeskryf, maar daar's byvoorbeeld in hoofstuk 11, behalwe nou vir 5 waar ons nou is, 28 en 32 en 33, 'n paar kere waar die Here sê, oor die onreg wat julle gepleeg het. Ons dink altyd dat die Here is kwaad vir ons, omdat ons gelieg het, en omdat ons die 7de gebod, die 6de gebod, en die 8de, die 9de, die 10de en die 3de oortree. Maar dit gaan nie regtig net oor die 10 gebooie nie. Dit gaan oor wat was God se wens vir Israel. God het gesê, ek kies jou as 'n land, as 'n nasie Abraham, sodat jy tot 'n seën sal wees vir die nasies rondom jou. Hierdie universele gedagte, dis die ander ding wat ek nou wil verwys, is die universaliteit van God se seën. Maar Abraham se roeping was nie ter wille van Israel en Abraham alleen nie. Dit was altyd ter wille gewees van 'n groter roeping, en naamlik die nasies, die wêreld. Abraham was maar net die voertuig waardeur God wou laat wys het, maar dis wie ek is, en dis wat ek wil hê julle moet wys. So, dit het nie regtig ook gegaan dan oor die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie was maar 'n riglyn vir as julle in die land kom en julle weet nie wat om te doen nie, hier's 'n paar gedagtes wat julle aan kan dink. Moet byvoorbeeld nie lieg nie, want jy gaan die gemeenskap verbreek. En as jy mooi gaan kyk daaroor, dat al die 10 gebooie is maar eintlik onreg, né? Onreg wat is die volgende gevolg van as jy lieg is dat jy uiteindelik onreg pleeg. So die totale wet, en ons moet ook onthou, wanneer die Nuwe Testament en Ou Testament praat van wet, dan is dit nie net die 10 gebooie wat ons verstaan as wet nie. Die hele eerste 5 boeke is die wet van God, is die Torah. En daarin word al die riglyne gegee van hoe daar gelewe moet word in hierdie nuwe land waarin julle nou gaan ingaan, want hulle het nie geweet hoe dit is nie, hulle was slawe vir 400 jaar lank gewees. So daai, en meeste van die uitsprake van nie net Jesaja nie, maar van al die profeteboeke was die onreg wat julle gepleeg het, die onreg teen die vroues en die weduwees en in die geval nou die huise opkoop en dan is die mense
werkloos en huisloos en kosloos. En wat was die hele doel van die jubeljaar gewees? Is om onreg uit te roei. Is om te sorg dat na 50 jaar begin almal weer gelyk. Op 0. Niemand skuld niemand iets nie en ons gaan weer aan. En almal kry weer hulle grond terug. Wat, ek het al gewonder of ons dit nou vandag kan implementeer. Nee, dit is eintlik, wonder hoe sal dit gebeur. Maar ja, dit sal eintlik baie moeilik wees. Maar die beginsel daarachter was om onreg te verhoed, om onreg uit te skakel en onregverdigheid en 'n gelykheid te bring. En ons moet dit nie mislees nie. En hierdie hele reg deur Jesaja en trouwens reg deur van die ander profetiese boeke ook, dat God se saak die hele tyd was oor die onreg wat gepleeg is. En ons sal 'n paar van die ander ook ek kan eintlik sommer nou terwyl ek nou daarop praat. Kyk, kom ons kyk bietjie 28:17. Ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid die toets. Die haal sal julle skuilplek van leuns uitwis. Die water sal julle wegkruipplek wegspoel. So daar's word onreg en geregtigheid aangespreek. Kom ons blaai bietjie na 32:15 toe, net so 'n paar bladsye verder. Eintlik 17, maar 15 begin dit deur te sê, so sal dit wees totdat die gees van bo af op ons uitgestort word, né? Pinkster. Sien julle waar kom Pinkster ook in? En dan 17, wie reg doen sal vrede hê. Wie volhard en reg doen sal vir altyd rus en sekerheid geniet. So daar's weer reg en onreg. 32, 15 en 17. En dan sommer die volgende hoofstuk 33, 15. Net die mens wat reg bly doen en opreg is in wat hy sê, wat weier om wins te maak deur mense uit te byt, wat omkoopgeld weier, nie na moordplanne luister nie en nie geleentheid soek om misdade pleeg nie, so 'n mens sal sy woonplek in die hoë berge hê. 33, 15. So, en daar is 'n hele paar ander ook nog, maar julle sien dat hierdie hele gedagte van onreg, wat die Here van praat, wat hy aanspreek, wat uit die weg geruim moet word. Goed, dit was 5 gewees. Daaronder in 5 vers 20 ook. Ellende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg. Dan beweeg ons aan, 6, Jesaja se eie roeping, ken dit baie goed. 7 is natuurlik die Immanuel belofte, dit ken ons ook baie goed, want ons lees dit baie keer in Adventtyd. Die eerste belofte dat daar eendag Immanuel sal kom, maar kyk dan in die eerste vers, in die tyd toe Agas, seun van Jotam en kleinseun van Hosea, koning van Juda was, het die Arameese koning Resin en die Israelitiese koning Pekah, seun van Remalia, 'n veldtog teen Jerusalem onderneem. Maar rukkie gelede het hy nog 'n ooreenkoms gehad met Resin en Pekah. Nou voer hulle 'n veldtog teen hom. Nou is daar moeilikheid. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het vir Agas, die koning uit die geslag van Dawid en Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Die Here het toe vir Jesaja gesê, vat jou seun, Sear-Jasub saam, en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die Blykveld toe, by die punt van die kanaal uit die boonste dam. En sê vir hom, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie, moet jy nie oorstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Pekah, seun van Remalia nie. Die Arameërs en die Ersvamiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. En dan vers 7, dit sal nie plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie. So daar is nou die eerste boodskap al. En dan vers 11, jy moet ook vir Agas sê, vers 10, vra van die Here jou God 'n teken, enigiets, diep uit die doderyk uit of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, en hier is sy fout gewees. Ek sal niks vra nie. Ek sal die Here nie tart nie. Hy dink hy doen die Here 'n guns om hom nie te tart nie en om niks vra nie. Maar wat hy nie verstaan nie is dat die Here gesê het, asseblief, vra my. Ek wil graag help. En dat hy daai geleentheid eintlik by hom verbygegaan het. En uiteindelik was dat hy het moeilikheid gehad van die Arameërs af. Maar kyk wat by vers
18 van hoofstuk 7. Ek het nogal daai opgemerk en ek het nou nie gaan verder oplees daaroor nie, maar kyk nie daai teksmerkers. Ek het julle al vertel van die teksmerkers, né? Hoofstuk 7 vers 18. In die tyd 18 vers 18. In die tyd vers 20. In die tyd vers 21. In die tyd vers 23. In die tyd. Interessant daai merkers, né, van ek wonder of dit deel was van sy rymelarry geweest dat dit heeltyd deel is daarvan. So hoofstuk 7 vers 18, 20, 21 en 23, daai merkers wat daar op skiet. Maar dis dan die oordeel oor Juda vanaf hoofstuk 8 vanaf vers 5 af. Omdat Agas dan nou nie vir die Here wou vra nie, is die oordeel uitgespreek oor Juda, en dan sien ons in hoofstuk 9, is nou wat ons nou goed ken, hè? Die volk wat in donkerte geleef het groot lig gesien, oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En dan vers 5, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. So hier is die eerste verwysing na, hier kom iemand. Nou dis nou die Messias se verwagting, né? Nou kom ek gee net so 'n bietjie prentjie nou van die Jode nou wat dit betref. So aan een kant was daar baie debat nou al gewees deur Joodse skrifgeleerdes, maar ook deur kommentare oor wie is die gesalfde van die Here van wie Jesaja nou die hele tyd praat. So een teorie was dat dit Israel self is, die volk self. Dat hulle dan nou die gesand is, dat hulle in ander woorde, al is dit hulle wat die oortreders is, dat hulle dan nou ook die gesalfde is wat eendag sal terugkeer en sal kom herstel wat verbroken geraak het. Maar as jy die res van dit lees, dan kom jy agter dit kan nou nie eintlik hulle wees nie. Toe sê die ouens, okay nee, dis nie hulle nie, dis Jesaja. Jesaja is hy as profeet is hierdie gesalfde van die Here wat gaan kom. En as jy nou verder lees in Jesaja, dan kom jy agter, okay, maar dit pas ook nie heeltemal in die prentjie in nie, né? En dis waar die Joodse verwagting vandaan kom, dat hier gaan eendag iemand kom, wat uiteindelik hierdie gemors gaan kom regmaak. En dis waar die Messias verwagting vandaan kom, dat daar gaan eendag 'n Messias na hierdie wêreld toe terugkeer, wat nie Israel kan wees nie, want hulle voldoen nie aan al die vereistes nie, wat nie 'n profeet kan wees nie, want hy voldoen nie aan die vereistes nie, iemand wat kan doen wat net God kan doen, wat eintlik God self is, maar wat ook 'n mens gaan wees. Daai iemand gaan eendag kom, en hy gaan hierdie wêreld toe kom en kom regmaak wat verkeerd is. En hy het gekom en hulle dit nie raak gesien nie. Dis die ironie van alles. Maar kyk bietjie daar in die volgende paar verse. Wat sê hulle daar van hoe gaan die koninkryk lyk? So net na daai ewige Vader vredevors. Vers 6. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here van die Almagtige sorg. So wat gaan hierdie ou kom doen? Hy gaan vrede kom bring. Hy gaan voorspoed bring. En dis altyd goed wat Jesus kom doen het. Hy sal op die troon van Dawid sit. Dis Jesus daai. Hy sal oor sy koninkryk regeer. Dis Jesus daai. Hy sal sy koninkryk vestig, die koms van die koninkryk van God, né? Hy sal sy koninkryk vestig en in stand hou die reg en geregtigheid. Daar kom die reg en geregtigheid ook alweer uit, né? Van nou af en vir altyd. So dis die vraag. As jy nou vir 'n Jood vra in Jesus se tyd, as Matteus, Markus en Lukas skryf en hulle sê, ek het die goeie nuus wat ek aan julle wil verkondig, Markus 1. Die koninkryk van God het aangebreek, die evangelie van Jesus is hier, die Messias is hier. Wat sou 'n Jood gehoor het? Wie is die Messias? Ek en jy het ons eie prentjie, né? Dis nou weer daai bril waarna jy kyk. Ons het ons eie prentjie. Ons prentjie is dat hierdie ou kom om vir ons sondes te vergewe sodat ons ewige lewe kan hê. Dis waar, maar is dan net so 'n klein stukkie van die groot prentjie, né? Die groot prentjie is, wat sou 'n Jood gedink het is goeie nuus? Wat sou hom laat regop sit het om te sê, wat? Wie? Wat? Vertel my, wat? En dis hierdie goed. Wat moet die Messias kom doen? Hy moet Israel uiteindelik weer kom bevry van al die magte wat hulle oor al die eeue heen belas het.
As dit nie was vir Assirië nie, dan was dit Nebukadneser, na Nebukadneser was dit Kores gewees, en tussen 200 en 160 was dit die Seleukide ryk, en toe is dit vir so 'n klein rukkie wat hulle onafhanklikheid gehad het, toe die Makabeer, Judas die Makabeer moes die opstande gedoen het, so hy het toe gemaak dat hulle vir omtrent 15 jaar was Israel, dis ook die enigste 15 jaar wat Israel religieus en polities onafhanklik was na Dawid. Dink bietjie so daaroor, né? Was daai 165 tot 150, toe begin dit weer onder mekaar gemoor en te kere gegaan, Judas se skoonseun het hom doodgemaak sodat hy hom kon opvolg, en toe begin die Seleukide weer ingryp, en na die Seleukide was dit die Romeine begin intree. En die Romeine het begin intree van so 125 af tot, ons weet nou van Jesus se tyd. So wat sou 'n Jood hoor, né, met al hierdie geskiedenis in sy kop van, ons is net altyd deur iemand regeer en beheer en bestuur. Hulle sou gehoor het, die Messias gaan ons kom vrymaak van vreemde magte. Die Messias gaan weer Jerusalem herstel na sy vorige glorie toe, en kom regeer in Jerusalem. Hy gaan weer die tempel kom herstel, en hy gaan ons kom vrede in voorspoed bring. En Jesus het al daai goed kom doen. En hulle het dit nie raak gesien nie. En dis hoekom die disciples, dis hoekom hulle dit wou neerskryf, want hulle het net besef, hy is die Messias. Dis hy wat ons van gehoor het, en wat alles almal vertel het, van hier kom eendag hierdie man wat gaan kom doen, en hy het dit kom doen. Die tempel het hy kom herstel. Ons liggaam is nou die tempel van die Heilige Gees, nie meer die fisiese gebou nie. Die koninkryk het hy kom herstel, die koninkryk van God het aangebreek. Dis hoekom ek altyd sê, die koninkryk kom nie nog nie, hy het gekom. Hy kom vrede en voorspoed bring. Dis waarmee ons moet besig gewees is, om daardie koninkryk te laat kom, deur vrede, voorspoed en reg en geregtigheid laat geskied. So, daai was vir my nou nogal goed gewees, mooi gewees om te besef, in daai 6 verse verduidelik Jesaja amper vir ons ook, van wat moet gebeur, en dis nou amper ons roeping ook nou, né? As Jesus nou weg is, dan sê hy ons nou, eintlik het ons mos nou die taak om voor te gaan, om die koninkryk laat kom, né? Die gebed van Jesus, laat die koninkryk kom, wie moet dit doen? Ek en jy, dus kom ons bid onsself ons aan die werk met daai gebed, né? So waarmee moet ons besig wees? Met dit, om die koninkryk van God te laat vestig, om vrede en voorspoed te bewerkstellig tussen mense, om altyd daaraan te werk en daarmee besig te wees. Dis eintlik wat ons moet doen, want ons is die voortsetting van dit wat Jesus kom doen het, toe hy gekom het na die aarde toe. So ja, daar was my mooi gewees, hoofstuk 9. Dan hoofstuk 10 teen Assirië. Nou hier's 'n ander ding wat vir my opgeval het daar van hoofstuk 10 af. Nie net hoofstuk 10 nie, maar 'n paar plekke, is hoe die volkere as instrument in die hand van die Here gebruik word. Ons weet dit nou 'n paar keer, byvoorbeeld die Farao is mos ook in die hand van die Here gebruik om die volk uiteindelik uit die land uit te kry, né? Maar ons lees dit 'n paar keer hierso. Daar's weer in 47 vermelding daarvan, en ek dink tussen 20 en 22 is daar ook vermelding daarvan, dat die Here telkens sê, al het ek jou gebruik as my instrument, ek gaan jou veroordeel. Daar gaan van jou niks oorbly nie, veral teenoor Babel het die Here nou nogal redelik skerp uitsprake gelewer, maar ook teen Assirië, en hier sien ons dit nou ook weer. So die vraag wat nou by my opgekom het is, so kan hulle nou veroordeel word, want jy weet, as dit nou die wederkoms plaasvind, ja, hier van die wederkoms plaas, en daar staan die bakke, die skaap en die bokke, Matteus 25 voor die Here, en hier staan Babel, en hy sê, ek kan my nie veroordeel nie, en hel gestuur nie, want ek het maar net gedoen wat ek gesê het ek moet doen. Nou kom ons by die uitverkiesing uit, né? Maar hier in vers 12 sê, hy sal die koning van Assirië straf oor sy trots en sy selfversekering. Ja, en in 47 staan daar ook so ietsie van, hy het nie, 47 vers, wat ek, volkere, 47, ek het nie die vers neergeskryf nie, maar daar so, oor vers 6, oor dat hulle nie medelee met die volk gehad het nie. So die punt is, daar is redes wat daar gegee word, maar die eintlike rede is, en ek noem nou die uitverkiesing, want dis een van die goed wat ons nou baie keer oorwonder, oor hoe werk die uitverkiesing. Maar
Maar jy het nie met hulle medelee gehad nie. Ja, ja. So daai, die uitverkiesing is mos nou die groot vraag wat mos nou altyd oor gewonder het. As die Here my uitverkies het, dan hy het jou nie uitverkies nie, dan kan jy mos nou vir hom sê, maar dit is onregverdig dat jy my laat verlore gaan, want jy het my nie gekies nie. So hoe werk hierdie uitverkiesing ding? So daar's twee gedagtes, en ek het nou hierdie vakansie weer 'n bietjie my dogmatiek opgeskerp vir 'n ander saak, maar toe het dit my opgeval, en dit was nou vir my lekker halfweer om dit te gelees het, die 3 belynsskrifte en bietjie die dogmatiek oor die verbond en die doop en die uitverkiesing, want al hierdie goed so in mekaar gevleg, maar een sinnetjie wat Prof Willie Jonker en Johan Heinz aan die einde van die hoofstukke geskryf het vir my bygebly, en dit is, ons sê nou al hierdie goed, en ons dink nou alles, ons beredeneer al God se sake van 'n skolastiese denke met 'n kausale effek, jy weet, oorsaak en gevolg, as dit, in 'n logiese deduksie, dan dit, en as jy my nie gekies het nie, dan sê ek nie strafwaardig, al hierdie goeters. En Prof Willie Jonker en Johan Heinz eindig hulle hoofstuk en sê, ons moet altyd besef, dis mense denke wat oor God praat. En ons kan nie finaal, ons het net nie vermoë om te sê, so is dit nie. Want ons weet nie. Want dit is so in mekaar gevleg. En ons praat oor God wat ons geskep het, wat baie groter is as ons denke. En ons praat oor God wat baie meer barmhartig is as ek. So ek is nou bekommerd oor die arme stam in Afrika wat nog nooit gehoor het van Jesus nie, maar het ek nou al vir 'n oomblik gedink, hy is nie bekommerd oor hulle nie. Jy weet, ek dink ek is so barmhartig oor die arme mense wat nog nooit gehoor het nie. Maar God is baie groter barmhartig oor hulle. So moenie bekommerd wees nie, hy het oor hulle al gedink. En daar sal 'n plan vir hulle wees wat ons nie dalk weet nie. So relax. Dit was vir my lekker om dit net weer te besef, om te besef, ons kan praat en ons kan dogmatiek lees en ons kan teorieë hê, maar na alles moet ons mekaar sê, ons kan nie alles kausaal, didakties, rasioneel uitdink nie. Ons kom by voorgoedes wat ons sê, ons weet nie. Nou, hoekom ek nou hierdie goed sê, is wanneer jy nou dink dan nou oor hoe werk dit dan nou, dat hy mense en volkere kan gebruik, en hulle dan uiteindelik straf, vir dit presies wat hy hulle wou gebruik het. En een antwoord wat vir my berusting bring, is die antwoord om te sê, ons moenie aan God dink in terme van 'n tydlyn kronologies nie. God het nie 'n begin en einde nie. God is bo tyd en ruimte. So wat vir my voel, die uitverkiesing by die grondlegging van die aarde, dink ek onmiddellik aan 25 miljoen of 80 miljoen of 300 miljoen jaar terug, maar nee, wanneer jy dink aan God bo tyd en ruimte, dan kan jy nou kies. As ek nou tot bekering kom en Jesus aanvaar as verlosser, is ek uitverkose. Wanneer dit plaasvind, who knows? Ek bedoel, in terme van tyd en ruimte kon dit dalk nou net gewees het. Ons kan nie met ons aardse denke en ons aardse tydlyne oor hierdie goed so dink nie. En beteken dit dan nie dat God vooraf geweet het dat hulle eintlik hulle hart verhard het nie? En God sê dit in Exodus, né? Die Farao se hart was verhard gewees. God het nie sy hart verhard nie. God het net gesien en geweet sy hart is klaar verhard, en toe gebruik God hom as die instrument om sy volk uit te lei. En dieselfde geld hier ook. In 'n sekere sin voel dit vir my, God het geweet dat Nebukadneser gaan nie glo nie, gaan nie skielik nou tot bekering kom en draai en glo in God nie, en dat hy 'n harde hart het by default, en dat God hom dan nou net gebruik het as die instrument om sy volk te laat hoor dat die ballingskap gaan plaasvind oor hele onreg. Dis al verklaring wat ek daarvoor kan gee, is om te sê, hulle kan nie hulle self verontskuldig eendag om te sê, maar jy kan my nie vir hel toe stuur nie, want ek het maar net gedoen wat u wou gehad het ek moes doen. Dieselfde met Judas, né? Nee, God het geweet dat hy eintlik 'n harde hart het, en dat hy eintlik nie sou geglo het nie. En dis kom ek die uitverkiesing ingebring het, want waarskynlik is dit deel van hierdie hele prentjie. Ook oor Judas. Ek het nou altyd gedink, Judas het eintlik mos maar tot bekering gekom, want hy het spyt en berou gehad, en hy het mos die self vir hulle gaan teruggee, en toe het hy nou berou gehad en gaan selfmoord gepleeg.
Maar nou lees ek in Johannes 17 dat nie hy het nie. So God het sy hart geken en besef dat al het hy spyt gekry, het hy nog nie God erken nie. Nou, dis 'n ander belangrike interessante ding. Wanneer word ek vergewe? Nadat ek my skuld bely het. Want dan word skuldbelydenis 'n werk, 'n voorwaarde. En skuldbelydenis is nie 'n voorwaarde nie. So dis nie my skuldbelydenis wat my in die regte verhouding met God bring nie. Dis God. Dis God en sy genade wat my in die regte verhouding met God bring. My skuldbelydenis mag belangrik wees, maar nie vir hom nie. Dis belangrik vir my om te besef, ek het verkeerd gedoen en ek moet dit erken. Maar wat hom betref, hy het my lankal vergewe. En my lankal weer teruggeneem in sy arms in. Ek mag dalk die gevolge dra in my eie gemoed en resentment en kwaad wees oor nie belydenis doen van jou sonde nie, maar dit het by God en by genade niks te doen nie, want dan sou genade nie genade wees nie, maar werke, voorwaarde. Dit sien ons ook baie hier in Jesaja. Ek sal vir julle, my tyd raak nou al klaar weer uit, maar ek gaan nou kyk of ek vinnig kan deurhardloop. Net 'n paar goed wat my opgeval het nog. Nou hierdie van die werktye van my oordeel. Dan vanaf hoofstuk 14 tot omtrent 21 is daar baie van hierdie, baie teen die ander volkere, teen Moab, teen Kus, teen Damaskus, teen Egipte, teen Babel, Edom, Arabië, al hierdie oordeel wat uitgespreek word teen die ander volkere. Maar blaai gou vir my na 1924 toe. Hoekom het ek dit nou geskryf? Dan sal die wat gedwaal het insig kry en die wat gedurig fout gevind het, sal hulle laat leer. Nee, ek's by 29. Okay, dit help. 19? Ja, right. Dis nou my ander punt wat ek ook gedink het, ons moet oor praat. Wat aansluit by wat ek net nou gesê het, van die universalisme versus die partikulariste. Daar's baie mense wat dink dat Israel gered is, ek het dit net nou genoem, dat Israel uitgekies is terwille van Israel. En dat die ander volkere eers na Jesus, eintlik trouens eers met Paulus in die gesigsveld gekom het. En dis nie waar nie. Dit is al van die Ou Testament af, is die ander volkere nog altyd deel van hierdie insluiting van God. Ek het net na Abraham se roeping verwys, maar kyk wat staan daar in 24. Daardie dag sal Israel die derde wees, en saam met Egipte en Assirië sal hulle vir die aarde tot 'n seën wees. (1924), ja. So nie net daar nie, maar dit is nou waar ek die eerste keer dit raak gelees het, maar daar's 'n hele paar van hulle, ons kry dit in 49 vers 6 en 'n hele paar ander plekke ook, dat die profeet sê, die volkere sal ingesluit word. Daar staan op 'n plek waar die Jesaja sê, enige vreemdeling wat ingesluit is in die volk van Israel deur besnydenis, sal volk van Israel wees. So God het nooit net Israel in gedagte gehad nie. Hy het altyd almal in gedagte gehad. So die universele roeping van God vir die totale mensdom van die wêreld was nog altyd sy plan gewees, van dag 1 af. Israel was net sy voertuig gewees. En hier sien ons dit ook dan in 24 waar hy sê, Egipte en Assirië sal ook deel wees vir die aarde, en hulle sal tot 'n seën wees vir die ander. So hier word Israel word die ander skielik ingetrek in daardie roeping van Israel. Goed, nou gaan ek vinnig blaai na die volgende toe. Sommer net vir interessantheid, hoofstuk 22. Onthou julle dat Jesus vir Petrus gesê het, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk van God, wat jy toesluit, sal toegesluit bly. Kyk bietjie daar by vers 22. Aan hom sal ek die sleutels van die koning se huis gee, wat hy oopsluit sal niemand toesluit nie. Ook Jesus het Jesaja geken. So dit was my opgeval daar.
vers 22, ja. Dan gaan ek nou vinnig deurblaai, in 25 kry ons ook weer van die feesmaal, vers 6, op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, Openbaring, né? Vers 26, 'n loflied. Daar kom 'n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word. So hy skryf nou hier voor die ballingskap, nadat hy nou vertel het van wat se chaos op julle op pad is. En dan sê hy vir hulle, daar kom 'n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word. Ons is 'n sterk stad, God beskerm ons met mure, met 'n vesting. Maak oop die poorte dat die nasies wat gered is kan ingaan. Die nasie wat aan God gehoorsaam is en wat op hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Nou, dink nou daaraan ook aan die Israeliete in ballingskap, né? Wat dink dat God het hulle verlaat. Nou lees hulle hierdie en hulle hoor, nee, ons is nog sy volk. So dit het my opgeval daar. Dus, die volgende wat ek vandag vir julle wil wys is 28. Dit was my sommer net snaaks, 28 vers 10. Eers sê, vers 9, eers sê hierdie volk nou, hierdie profeet, waar kom hy vandaan? Wie het hom geroep om ons profeet te wees? En wie is hy nou? Vers 10. Wat ons van hom hoor, is 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar. En dan antwoord die Here en hy sê, okay, vers 13. Die woord van die Here tot hulle sal nou wees, nou dat julle so praat oor my profeet, nou gaan julle ook maar net 'n bietjie brabbeltaal hoor. 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar. Dit was nou vir my ook interessant en mooi geweest. En dan vers 16, onthou dat Jesus gesê het, hy is die klip wat deur die bouers afgekeer is. Ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte hoekklip. En weer vers 17, ek maak geregtigheid die maatstaf en regverdigheid die toets. En dan gaan ek gou 'n bietjie hier oorslaan. Kom ons kyk daar by 29 vers 13. Ja. Die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê en nie soos ek wil hê nie. Julle, dit is dan net so getrou vir ons vandag ook, né? Dat vorm godsdiens en 'n godsdiens sonder die hart is net nie. Gisterand het Antoinette verwys na 'n ou wat geskryf het oor Johannes se opmerking van genade en waarheid. As jy net genade het jy nie waarheid nie, dan anything goes. As jy net waarheid het en jy het nie genade nie, dan is jy wettisisties. En dat daar 'n rede is hoekom hierdie twee saam moet gaan. Want dis die balans tussen genade en waarheid, tussen wet en lief hê. En daai balans is iets wat uit ons hart uit moet kom, sodat godsdienst nie net 'n wettiese, jy weet, al die checkboxes het ek nagekom en so dit moet nou met my goed gaan wees nie. Dat daar iets is wat uit die hart uit moet kom. Kyk vers 15 oor integriteit, né? Ellende wag vir die wat dink hulle kan hulle planne diep wegsteek vir die Here. Hulle wat besig is om dinge in die donker te doen en dink, wie sien ons? Ek het gedink, daai ene gaan ek berg vir integriteit, vir 'n definisie van integriteit. Hulle sê mos integriteit is dit wat jy doen wanneer niemand vir jou kyk nie. En dan vers 30, of hoofstuk 30. Nou ja, hoofstuk 30. Onthou julle nou daai ooreenkoms tussen Egipte om hulle te spaar teen Assirië? Ellende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van my afkom nie, sê die Here. Die wat verdrae sluit wat nie volgens my wil is nie. En dit was die klag gewees. Jeremia noem dit ook die hele tyd aan die konings. En sê, moenie verdrae aangaan met ander mense as julle nog nie eers die Here geraadpleeg het nie. So daai was nou ook interessant. En dan vers 9, hulle is 'n weerbarstige volk. Hulle is mense wat lieg en wat weier om te luister na wat die Here wil hê. En dan vers 15. Dis ook 'n bekende vers, julle sal hom goed herken. As julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Bekende vers, né? En dan, hoor die genade.
Weer eens, ons dink, ons het hierdie bril wat vir ons sê, dat Jesus is die toonbeeld van genade, en dat die Ou Testament nie is net oordeel, en dit is nie waar nie, ek wil eintlik nou sommer daar by jou aansluit, nee. Ons sien al genade, en al van die eerste bladsy van die Bybel af in skop. Wat vir my opgeval het in Jesaja, en ek kry het ook in al die ander profete, is dat die genade van God elke keer inskop, en interessant genoeg, nie nadat die volk gedraai het nie. Ons dink ons nou altyd, as jy nou gedraai het, dan sal jy die genade ervaar. Maar orals, wat jy die genade lees, is dit nie nadat die volk gesê het, okay, ons is vreeslik jammer, ons besef nou ons verkeerd gedoen, en dan is God genadig nie. Hosea is by die mooiste voorbeeld, julle ken Hosea 11, ne? Hosea 11, dink ek vers 1 tot 10, is oordeel, 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 in vers 11, ek kan dit nie oor my hart kry nie, ek gaan dit nie doen nie. Dit is my die mooiste vers oor genade in die hele Bybel daai. En hier sien ons dit nou weer 'n keer, hoe hierdie genade elke keer opduik. Kyk vers 18. So, oordeel, 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 tog is die Here gretig om julle genadig te wees, en wil hy hom oor julle ontferm. En dan is weer die reg wat sal geskied, ne? Vers 19, die Here sal jou genadig wees as jy na hom roep om hulp. So, daai genade van God, wat in ons lees daaroor, ek het dit neergeskryf iewers, ja, ons lees daaroor in hoofstuk 12, in 32, in 35, in hoofstuk 4, in hoofstuk 30, heeltyd kry jy elke keer hierdie verwysing, waar die Here kwaad is, oordeel, en dan sê hy elke nou en dan, ja, maar eintlik wil ek dit nie doen nie. As hy sy wens kon gehad het, sou hy gesê het, ek wil julle nie regtig in ballingskap laat gaan nie, maar dit lyk my dis al manier hoe julle gaan hoor. Hy sê dit later ook op 'n stadium. Goed, so dit was so die genade wat heeltyd uit na vore kom. Dan 30 en 31 is teen Assirië en Egipte, en dan kry ons weer in 32 die genade. Ons sien ook weer in 32 die gees van die Here, ek het net nou ook daarna verwys. In 33, nou daar begin jy al hoor, hier kom nou 'n ander tendens, né? Van 33 af begin jy al agterkom, hier's nou uitkoms aan die wat op pad is. En dan veral in 34 en 35 begin jy net al hoe meer hoor, maar die toon is anderste. Daar is al hoe meer 'n bietjie van 'n uitkoms wat op pad is. Dan vers 36, vers 10. Daar is ook een van hierdie verwysings na die ander volkere. Dit gaan oor daai gedeelte, onthou julle ek het vir julle gewys vorige keer van die argeologie, dat hulle mos nou in Sanherib se tempel in Nineve, het hulle mos van die satellietfoto kon hulle 'n stadsmuur sien. En toe hulle gaan grawe daar, toe kom hulle agter onder daai pynhope, en hoeveel meter diep, ek kan nou nie onthou nie, maar dit is iets soos 20 meter diep of so ietsie, het hulle die paleismuur ontdek van die koning van Nineve, Sanherib. En op daai paleismuur is etse, ek dink ek hier het nog eers, is prente van wat gebeur het by Lakis. Nou, ja, hierso. So daar's Lakis. En daai is hierdie is die wal wat gebou is om bo op die stad te kom en die stad aan te val. En dit het hulle nou opgegrawe en ontdek, en toe hulle dit nou opgrawe, toe kom hulle agter dat daai is in die tempel, is 10 tot 20 meter onder die grond op 'n tel, op 'n hoop uitgegrawe in Nineve. En daai is afbeeldings van hoe die volk in ballingskap weggevoer is, op donkies en met swaarde en allerlei goeder. So dis, daar is ook so 'n groot relief, dis nou hierdie muurpanele, so daar kan jy sien, daar is 'n klomp kindertjies wat so, lyk asof hulle gekruisig word omtrent, wat hulle daar so gedra word, perde, waans, vrouens en kinders, party plekke kan jy selfs boeie sien, daar is hulle so aan mekaar gekoppel met kettinge. So dit wat ons lees in die profeteboeke, is daar
is daar opgrawings wat ontdek is, wat hulle agtergekom het, maar dit is wat in Ninive gekry het. Nou Ninive is mos nou die stad van Jona, waarheen hy moes gaan, en Ninive, een van die inskripsies, nou het ek sommer alles geëindig. Een van die inskripsies sê mos, dat het Sanherib, ek het dit nie op hierdie ene nie, daai ding is ook opgegrawe, en dis 'n inskripsie van wat Sanherib geskryf het, sy weergawe van wat gebeur het, en wat Sanherib geskryf het is hy het gesê, ek kon al die stede in Jerusalem kon ek verower, behalwe Jerusalem. Nou kyk nou hierso. Kyk nou vers hoofstuk 36. Daarna het die koning van Assirië sy hoofadjudant met 'n groot leer uit Lakis na koning Hizkia toe in Jerusalem gestuur. En dan gaan ons 'n bietjie verder aan, waar Assirië nou vir koning Hizkia sê, hoorie, maar as jy met my ooreenkoms aangaan, dan sal ek jou spaar en alles, dan sal daar niks met jou gebeur nie. En toe het die Jesaja ons nou vir hom gesê, nee, jy moet dit nie doen nie. En dan in hoofstuk 37, vers 36, die engel van die Here, wat nou tussenin gebeur het, is Hizkia gaan toe na Jesaja toe, en hy sê vir Jesaja, help asseblief, wat moet ek doen? En Jesaja sê vir hom, vertrou op die Here, moenie met Assirië 'n ooreenkoms aangaan nie, die Here sal uitkoms vir jou gee. En toe gebeur nou wat daar in 37 staan. Die engel van die Here het gegaan en 185.000 man in die Assiriese kamp doodgemaak. Toe die Assiriërs die môre vroeg opstaan, lê die lyke almal daar. Koning Sanherib van Assirië het toe kamp afgeslaan en hy is terug Ninive toe en het daar gebly. Terwyl hy op 'n dag in die tempel van sy god Nisrok aanbid het sy seuns Adramelek en Sar-Eser hom met swaarde doodgesteek, en dit is wat Jesaja geprofeteer het in 36:37. Hulle het na Ararat toe gevlug en Sanherib se seun Esarhaddon het hom as koning opgevolg. Dit is amazing, om te dink, hulle het dit opgegrawe oor wat daar gebeur het. So Sanherib kon alles en almal inneem, al die stede inneem behalwe Jerusalem, want Hizkia het bang geword en gedoen wat eintlik al die vorige konings moes gedoen het, en na Jesaja toe gaan en sê, help, en die Here het gesê, great stuff, ek gaan help, en 180.000 is deur 'n engel van die Here verskriklike offer gewees. Yes, kan jy indink, né? Maar kom ons volg die storie van Hizkia, terwyl ons nou klaar maak, want dan gaan ek volgende keer met 40 die res doen, wat nou ons nou die tweede en derde boek is. So hierdie boek eindig nou by 39, en dis nou 'n baie goeie einde, want in 38 word Hizkia nou siek, en gaan Hizkia nou, en hy vra vir Jesaja, Hizkia het bitterlik gehuil, vers 3, en tot die Here gebid. Die Here het toe vir Jesaja gesê, gaan sê vir Hizkia, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek sal jou lewe met 15 jaar verleng. Right, so Hizkia word nou siek, nadat hierdie ding nou gebeur het, word hy nou intussen siek, en hy vra vir die Here, en die Here sê, ek het jou gebed verhoor, ek gee vir jou 15 jaar langer lewe. En die res van daai hoofstuk is Hizkia se loflied teenoor die Here, waarin hy net eenvoudig sê, dat hy die Here loof en prys, en dat hy swaar gekry het en alles. Maar kyk bietjie vers 17. Dit was my goed om soveel te ly. U het my lief en u het my die dood gered. Romeine 5, né? Verbly julle in die lyding, wat ons daar ook al lees. En dan vers 18, in die doderyk kan niemand u loof nie. So, Here, wat is sin het u daarin dat ek doodgaan? Ek kan nie loof as ek in die doderyk ingaan nie. So, hou my in die lewe asseblief. En die Here doen dit toe nou. Maar kyk nou hoe eindig 39. Dit was vir my die skokkingste van alles gewees. Dan lees ons, ons aanvaar het nou gesond geword en 15 jaar langer gelees. Dan lees ons in vers 9 in hoofstuk 39. Die tyd het koning Merodach Baladan van Babel. Onthou nou, ons is nou in die tyd waar Assirië se mag, wat nou is nou Iran en wat is nou nog daar rond, as ek nou nie 'n kaart hier nie, maar dis nou aan die bokant
van die Eufraat-rivier en alles. Nou so Jerusalem is hier in Sirië en Jordanië en die klompe en dan is Iran daai kant, dis die Assiriërs gewees. En dan wat vandag Turkye is, né? Hier is Iran en Irak, daai klomp. Wat vandag Turkye is nou eintlik Babel gewees. Nebukadneser en Babel. So Assirië is nou besig, hulle was nou die mynmanne van omtrent so 200 jaar gewees. Van so 722 was die hoogtepunt van hulle ryk toe hulle die Noordryk ingeneem het en van toe af het dit nou begin agteruit gaan. So nou soos hier naby aan 620-30 rond. En nou begin hulle mag neem af en nou kom die Babyloniërs se mag neem toe. En dis nou wat hier gebeur. So hier kom nou die koning Merodach Baladan van Babel. Kom nou kuier vir Hizkia. En wat doen Hizkia? Jy sal dit nou geniet, Pieter. Hy kom wys hom al sy goeders. Dit is nou 'n security breach op alle maniere, né? Dis so goed ek gaan sê vir hom, hoor, hier is al my paswoords vir my bankrekening. Hy vertel hulle glad nie van die wonderwerk wat hom gebeur het. Ja, hy kom wys hulle van al die skatte in die skatkamers, né? So wat gebeur? 'n Paar jaar later kom hulle kom verwoes en kom vat alles. Maar kyk nie daar aan die einde. So hy wys dit toe nou vir hulle alles. En Jesaja kom toe by hom uit en hy vra van vers 4, wat het hulle in jou paleis gesien? En Hizkia antwoord, dat alles gesien, wat in my paleis is. Daar's niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Ja, weet jy. En toe sê Jesaja, okay nou, kom ek gee vir jou wat sê die Here. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. 589, né? Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En dan die verstommendste reaksie wat ek in my lewe nou gelees het en wat ek al baie gelees het en nooit gesnap het nie, is vers 8. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Nou vra ek julle, hoe antwoord, ek bedoel, ja, rarig, ek bedoel, jou lewe is gespaar, kom ons gaan nog jy is in die moeilikheid, jy gaan vra die Here spaar jou, geef jou uitkoms, jy skryf 'n loflied tot eer van die Here, hier kom hierdie ouens, of jy word siek, hy verleng jou lewe, hier kom hierdie ouens, jy kom wys wel alles, die profeet kom sê vir jou, nee man, wat doen jy? Jy kan dit nie doen nie, hoekom doen jy dit? Ok, nee, is maar reg. As ek maar net in vrede kan leef. As ek maar net in vrede kan leef. So wat gaan in daai ou se kop aan? Was hy trots? Het hy gedink, solank dit met my kan goed gaan, is hy selfsugtig geweest, het dit net oor hom en sy ryk gegaan, wat hierna gebeur, ek kon nie lees, is nie my nageslag en my nagedagtenis nie, hulle kan maak net wat hulle wil. Dit is net vir my vreeslik geweest, dat Hizkia op so 'n manier eindig. En kyk net die goeie einde van hoofstuk 1 tot 39, né? Van proto-Jesaja, die eerste Jesaja, wat nou alles gaan oor hierdie voorballingskap tydperk. En hier eindig hierdie boek op so gepaste noot van hierdie koning wat net eenvoudig nie, hy het net nie gesnap nie. Hoekom is hierdie stuk in Jesaja, want dit is nie 'n profesie nie, want dit het al, Hizkia het al in konings gebeur. Dis mos nie 'n profesie dan. Ja, so die profete het baie keer het hulle stuk geskiedenis ook ingeskryf, en dis kom ons mos nou kry dat jy partykeer Presies dieselfde wat in Ja, en Jeremia kry dieselfde, dat hulle, en ons lees ons die twee saam, om te kyk, wat is, hoe presies wat het gebeur het. Ek onthou nou, Jeremia het op een plek gee byvoorbeeld nie getalle nie, en dan gee die koningsgetalle. So as jy die twee kan saamlees, dan kan jy nou half 'n idee kry, maar die profete doen dit baie maal, dat hulle 'n stukkie prosa skryf, en dit is die teks wat altyd so vol is, maar 'n stukkie poësie, en poësie is dan dikwels die profeseë, en dis dan daai wat nou nie vol is nie, want dit is in rymalery of jy het in 'n struktuur geskryf. Maar die profete doen dit baie maal, dat die profete 'n tydsaanduiding of 'n stuk geskiedenisaanduiding gee in hulle verhaal, om konteks te skep van waarmee hy nou besig is en wat hy nou gesê het. So daai hele hoofstuk 39 is dan eintlik net 'n afsluiting van, ja. Maar dat daar 'n baie duidelike breek tussen 39 en 40 is, kan ou daar sien. Nie net in 40 vers 1 sy uitkoms nie, maar ook in Hizkia wat nou net sê, oh well.
so is dit dan nou maar. Mag dit dan nou maar so wees, né? Laat my dink aan 'n vliegongeluk wat ek gekyk het in 2020. Ek kyk baie keer na hierdie pilot debriefs. Is daar 'n Pakistaanse vliegtuig wat geval het en almal is dood. Omdat hulle nie basies niks gedoen het wat hulle moes gedoen het nie. Nie met mekaar gepraat het nie die landing gear laat sak het nie en dis net 'n totale gemors. Maar op een stadium het hulle op die bandopname gehoor die co-pilot of die first officer het gesê inshallah nadat hy nou opdrag gekry het van die toring af. Wat nou beteken God willing. Nou al die moslems wat op die YouTube video kommentaar gelewer het sê daar het hy klaar geweet hulle gaan val. Want dis al wanneer jy dit sê as 'n moslim, is wanneer jy weet, okay, nee, alles is oor. Dit is nou amper soos hier, nee, jy skielik het waarskynlik daar gedink, okay, so alles oor en uit te verby. En daar eindig die boek. En dan gaan ons volgende keer 40 doen van die uitkoms. So, ja, jammer ek 'n bietjie oor tyd gaan het, maar daar's net so baie dat ons kan aanhou praat. Dan enige vrae. Ek hoop julle het nou die eerste een gemis, so ek hoop julle is daar nou kan nou bykom, maar ek het dit opgeneem die vorige een. Ek moet hom net op YouTube sit, dan sal ek vir julle die link stuur, hoor. Was jy ook nie hier nie? En het nie ook die eerste een gemis, of nie? Okay. Gaan elkeen opgeneem word? Mense begin my nou al vra dat ek dit doen, so ek dink ek sal maar ek het hierdie nou net met audio opgeneem, maar ek sal die kamera ook volgende keer bring, dat ons hom ook opneem. Ja, ek sal dit nou van nou af maar altyd opneem. Goed, enige vrae? Niks verder. Dan kan ons afsluit. Is dit verstom dat Dominee sê Israel moes al die volke en eintlik maar hulle is gestuur om hulle dood te maak, almal wat in Palestina was. Ja, so dit was terwille van die inname geweest. So 'n mens met daai verband of konteks, dit is nogal moeilik om dit te verstaan. Ek het ook al daaroor gewonder en ek weet Richard Dawkins is een van sy groot stories. Dus wat se God aanbid julle wat ander mense verwoes net so dat sy volk 'n plek kan kry. Maar so die rede hoekom hulle moes uitroei was tweeërlei geweest. Nommer 1, hulle God wou verhoed dat hulle afgoderry in die land onder hulle nou sou posvat. En tweedens, hulle moes 'n plek kry om te brei. En God het gesê, ek gaan vir julle die land gee en dit is die land wat hulle moes inneem op 'n manier, dit nie net verniet gegee nie. En die derde rede is dat God weer eens nou hierdie hele ding van God het geweet dat hulle hart vir hart moet word en hoewel hulle eers uitgeroei moes word, sou hulle later deur Israel kon sien dat hulle uiteindelik by hom dat hy die ware God is en dat hulle afgode moet los en hom moet aanbid. En die ander ding het ek nou net aan gedink. O ja, die derde ding is 'n mens moet ook die konteks histories verstaan. Dit was hoeveel jaar? 1300 voor Christus min of meer. 1400 is hulle uit die beloofde land, uit daar rond. So dit is nou 1300 voor Christus. Dit wat hulle geweet het oor wie God is en wat God doen, en wat ons vandag weet oor wie God is en wat God doen, is twee hengsige verskillende goeders, né? So ons het 'n hele heils historiese pad, wat ons nou al kon sien, van 1300 jaar, wat God met Abraham, Isak en Jakob en sy nageslag gegaan het, waarin ons God kon leer ken, as 'n barmhartige God wat X, Y en Z doen. Maar hulle kom uit 'n land uit waar daar net afgode was, wat hulle bitter min geweet het van, wie is hierdie God? Wat doen hy? Wat verwag hy van ons? Waaroor gaan dit? En dat wat daar gebeur het, baie anders is as wat ons sou verwag het, maar omdat ons vanuit 'n moderne oogpunt en vanuit 'n vredevolle oogpunt kyk ons na die geskiedenis terug en dan wil ons dit nou meet en sê, maar dit pas nou nie, maar dis nie hoe die wêreld was daai tyd nie. So jy moet dit ook binne die Mesopotamiese tydskonteks verstaan, dat dit is hoe jy lande ingeneem het en daar was nie 'n ander manier gewees om die land so in te neem nie, en dit het eintlik in daai opsig nog niks verander nie, want hulle neem die lande inneem het maar eers gestop nadat die Engelse hier weg is. Maar ja, so daai konteks moet mense ook verstaan dat hulle min geweet het van wie God is en hoe werk hy en wat verwag hy van hulle, en dat dit deel van die inname was en daarna eers sou hulle begin agterkom, okay,
dat dit gaan oor al die nasies en uiteindelik moet al die nasies in ons sien. God sê dit op 'n stadium ook vir hulle, die ander nasies moet in julle kan sien wie is die ware God. En presies die teenoorgestelde het gebeur. Hulle het uiteindelik met die ander vroue getrou, wat juist was hoekom hulle nie moes nie, en dit het gemaak dat hulle in die moeilikheid was. So daar's 'n konteks daaraan verbonde. Nog iets? Goed, baie dankie vir julle geduld. Jammer weer eens dat dit nou 'n halfuur later is, maar dankie. Kom ons sluit af. Here, baie dankie dat ons vir u kan leer ken as 'n genadige God. As 'n God wat heilshistories met die mens 'n pad begin stap het van Genesis af en reg deur die geskiedenis met elkeen van ons te werk gaan. Dat u ook nie tydsvreemd optree nie, dat u baie keer in die tyd en die omstandighede dinge doen. En hier lees ons in Jesaja van verskillende dinge wat hy gedoen het en hoe hy volkere gebruik het en hoe volkere verdra met mekaar aangaan en dat hy eintlik maar alles gebruik om u wil te laat geskied. En dit is eintlik ook vandag ons troos, dat ons kan weet dat u het nog nooit van die troon afgeklim nie. Ook vandag is daar konings en regerings wat bomme plant en oorloë maak en uitsprake maak en maak asof hulle in beheer is en na alles moet ons mekaar sê, u is in beheer. U bly in beheer. U het nog nooit van die troon afstand gedoen nie. U is ook vandag in beheer. En dis die troos wat ons kry uit dit wat ons lees uit die Bybel uit, ook veral uit die Ou Testament uit, dat u nog al die tyd in beheer is, dat u genade nog al die tyd groot is en dat u in genade nog al die tyd vir ons na u toe nader wil trek. En dat dit alles gaan oor die eer wat u toekom. Ons bid Here dat u ons sal gebruik om u te eer en te loof vir dit wat u vir ons ook doen, vir die genade wat ons ook kan ontvang en vir die lewe wat ons kan leef. En help ons om die koninkryk van God wat reeds gekom het, verder te neem en te laat verder gebeur. Ek bid ook vir elkeen wat hier is, almal van die Bybelskool, dat hulle ook in die volgende 2 weke geseën sal wees en deur u beskerm sal word en dat ons sal leef met die wete dat ons leef in die teenwoordigheid van die lewende God, dat u by ons is elke oomblik van die dag. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Baie dankie, ons sien julle dan oor 2 weke, né? So, julle het nou nog tyd om te lees. As julle wil, as julle nog nie klaar gelees het, die 40 tot 66 kan julle nou klaar lees. En maak so 'n mental note van die temas, né? Die genade, die reg en geregtigheid, die ander volkere, daai goedjies wat so heeltyd op na vore kom. Jackson se telefoon. Ons het van hom gepraat wat van Zimbabwe afgekom het. O ja. En wat hy van 'n kloof bly. Ja. Hy preek baie keer, hy is nie 'n dominee nie, maar hy's 'n prediker. Hy's amper soos 'n enkelsbakken seker. Ja. Maar sy